Nou vriende, goeiemôre. Ons is die Here nog dankbaar dat hy vir ons uitgespaar het, dat die Here nog 'n nuwe dag tot ons lewens toegevoeg het. Ons is hom ewig dankbaar dat hy ons elke môre vars en veilig opwek om dan die nuwe dag in sy naam tegemoet te kan gaan. Ja, om in hierdie dag ook te lewe in sy diens en tot sy eer. En mag u en ek in hierdie dag die lese handhaf van Here, my allerbeste vir u, my allerhoogste. Nou vriende, ek dink vanmôre so aan hy baie besondere Halleluja lied 444. Wat 'n vriend het ons in Jesus. Hy wat in ons plek wil staan. Wat voorreg om gedurig tot God se troon deur hom te gaan. O, hoe verbeer ons tog die vreugde. Ag, hoe dikwels lê ons smart, net omdat ons nie ons node uitstort in God se Vaderhart. En as ek dink aan hierdie baie besondere Halleluja lied, dan dink ek so aan wat in hierdie wêreld aan die gang is. En ek dink by myself, hoe min mense het Christus as vriend, as verlosser, as heiland en as Heer. Psalm 2 leer vir ons dat die meeste mense in opstand kom teenoor God. Die meeste mense wil sy bande afruk en sê, los my, dat ek my lewe kan leef soos ek wil. Terwyl die Bybel hom offer as hierdie vriend, as hierdie genadige en barmhartige God, wat vir ons verlossing kom skenk het in Jesus Christus, en wat vir ons lewe en lewe in oorvloed wil gee. Jy moet onthou, sonde gee nooit wat dit beloof nie. Sonde kompliseer jou lewe. Sonde dreineer die krag uit jou lewe uit. Dit vernietig jou denke, dit vernietig jou lewenswyse, jou optredes. En ag vriende, uiteindelik gaan dit jou siel kos. Daarom wil ek by jou pleit, as jy nog nie Christus as jou vriend, as jou verlosser en heiland ontmoet het nie, dan is vandag die welaangename tyd. Want die tema waaroor ons vanmôre gaan praat is, wie kan die dag van sy koms verdra? Nou ons lees daarvan in Maleagi die 3de hoofstuk, en daar staan hierdie baie belangrike en besondere gedagte. Kyk, ek stuur my boodskapper, wat die weg voor my uit sal baan. Dan sal skielik na sy tempel kom die Here na wie julle soek, naamlik die engel van die verbond, na wie julle 'n begeerte het. Kyk, hy kom, sê die Here van die leerskare, maar wie kan die dag van sy koms verdra? En wie kan stand toe as hy verskyn? Want hy sal wees soos die vuur van die smelter en soos die loog van die wasser. En hy sal sit, 'n smelter en 'n reiniger van silwer, en hy sal die seuns van Levi reinig en hulle louter soos goud en soos silwer, sodat hulle aan die Here in geregtigheid 'n offer sal bring. Nou vriende, hierdie dag van die Here is 'n baie bekende tema wat reg deur die Bybel vloei, en ons weet dat die dag van die Here in 'n groot mate alreeds gekom het met die koms van ons Here Jesus Christus, toe hy mens kom word het, toe die Heilige Gees vir Maria oorskadu het en dat sy as maagd swanger geword het en dan wat uit haar gebore 'n seun van God was, die allerhoogste, soos die Bybel vir ons dit leer. Ons weet hierdie Here Jesus het groot geword. Die Bybel sê vir ons hy het 'n volmaakte sondelose lewe gelei met die doel om dan aan die kruis 'n eenmalige offer te betaal. En nou sien ons vriende in die Bybelse tyd, in die tyd van ons Here Jesus, hoe hierdie gebeure rondom Christus dikwels uitstaan, hoe sy almag dikwels geopenbaar word. Ons dink toe hy die storm stil gemaak het, dat hy die mag het oor die wind en oor die golwe. Ons dink aan toe hy Lazarus uit die graf uitgeroep het, sy mag oor die dood. En dan vind ons 'n baie interessante gedeelte daar, toe die Here Jesus gearresteer was, in Johannes 18. Die Bybel leer vir ons dat hierdie soldate uitgekom het na die Here Jesus, Judas sy verraaier het hom gekus, en die Bybel sê, hulle antwoord, Jesus vra vir hulle, wie soek julle? En hulle antwoord hom, Jesus die Nasareëner. Jesus sê vir hulle, dit is ek. En ook Judas sy verraaier het by hulle gestaan. Toe hy dan vir hulle sê, dit is ek, het hulle agteruit gegaan en op die grond geval. Toe Christus spreek, het hierdie klomp soldate agteroor geval. Sy krag en sy heerlikheid word in 'n klein mate geopenbaar ook in sy bekendmaking van sy identiteit. Maar nou sê die Bybel vir ons dat Christus het gewilliglik na die kruis gegaan. Hy het uitgeroep, dit is volbring, die prys is betaal. Hy het die graf oorwin, hy het die dood en die hel oorwin, die Satan verslaan. Hy het opgestaan uit die dood, hy het opgevaar na die hemel en uitgesê, kyk, ek kom weer. En dis presies waaroor Maleagi 3 gaan, is wanneer Christus in sy heerlikheid kom. Dit is baie besonder, vriende, dat die dag van die Here, die koms van ons Here, sê die Bybel gaan wees soos die vuur van die smelter en soos die loog van die wasser. In daardie dag gaan elke liewe een wat Christus as verlosser en vriend verwerp het, die toorn van Christus ervaar. Die Bybel sê vir ons dat hy nie net die lam is wat geslag gaan word nie, of geslag is nie, maar dat hy ook die leeu van Juda is. En die Bybel sê vir ons, hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Het jy al daaraan gedink as Christus in sy heerlikheid saam met sy heiliges en sy engele verskyn? Watter geweldige, rampspoedige gevolge dit vir die wêreld sal hê. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, wie sal daardie dag van Christus kan verdra?
Wie sal voor hom kan staan en stand hou? In daardie dag sal geen bravade iets beteken nie. Geen groot mond sal voor Christus bestaan nie. Die Bybel sê eerder dat koning sal uitroep, berge val op ons en heuwels bedek ons voor die aangesig van hierdie God met wie ons te doen het. Daarom kom die profeet Maleagi alreeds en hy kondig die dag van die Here aan, sodat u en ek kan weet dat Christus gekom het in die eerste plek as redder, maar hy gaan ook kom as regter. En dis die groot waarheid wat ons leer in hierdie gedeelte. En as jy hom nie vanmôre ken as redder nie, vriende, dan pleit ek by jou dat jy vandag die welaangename tyd van sy genade sal sien. Want as jy hom nie ken as redder, dis kan die graf nie, nou in hierdie lewe nie, sal hy eendag jou regter wees. Sal hy jou oordeel, want die Bybel sê vir ons baie duidelik, dat hy sal kom soos die vuur van die smelter en soos die loog van die wasser. Ek gaan nog 2 gedeeltes lees om hierdie oordeenking mee af te sluit. Daarin 2 Tessalonisense 1 vers 6 lees ons, aangesien dit reg is by God, om aan die wat julle verdruk, verdrukking te vergelde, en aan julle wat verdruk word, verligting te gee, saam met ons in die openbaring van die Here Jesus uit die hemel met sy magtige engele. Hoor nou vers 8, in vuur en vlam, wanneer hy wraak uitoefen op die wat God nie ken nie, en op die wat aan die evangelie van ons Here Jesus nie gehoorsaam is nie. Hulle sal as straf ondergaan, 'n ewige verderf, weg van die aangesig van die Here en van die heerlikheid van sy sterkte, wanneer hy kom om verheerlik te word in sy heiliges en bewonder te word in almal wat glo, in daardie dag, want ons getuienis het by julle geloof gevind. Het u gehoor? Wanneer die Here Jesus openbaar gemaak sal word, sal dit wees in vuur en vlam, wanneer hy wraak uitoefen. Hy gaan nie weer kom as die lam wat geslag sal word nie. Vriende, hy gaan kom in oordeel, hy gaan kom as regter. En daarom kom die psalmdigter, en hy sê dit vir ons so mooi in Psalm 2, en ek lees dit vir u om jy af te sluit. Waarom woel die nasies en bedink die volke nietige dinge? Die konings van die aarde staan gereed en die vorste hou saam raad teen die Here en teen sy gesalfde en sê, laat ons hulle bande stikkend ruk en hulle toue van ons afwerp. Hy wat in die hemel woon lag, die Here spot met hulle, dan sal hy hulle aanspreek in sy toorn en in sy grimmigheid sal hy hulle verskrik. Ek tog het my koning gesalf oor Sion, my heilige berg. Ek wil vertel van die besluit. Die Here het aan my gesê, u is my seun, vandag het ek self u gegenereer. Eis van my, en ek wil nasies gee as u erfdeel, en die eindes van die aarde as u besitting. U sal hulle verpletter, met 'n ysterstaf sal u hulle stukkend slaan soos 'n erdepot. Nou vers 10 is baie belangrik. Wees dan nou verstandig, o konings, laat julle waarsku oor regtes van die aarde. Dien die Here met vrees en juig met bewing, kus die seun, dat hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie. Want gou kom sy toorn, en sy toorn ontvlam. Welklik salig is almal wat by hom skuil. Dit is die oproep vanmôre. Die Here gaan kom. Die tweede koms gaan wees as regter. Wie kan die dag van sy koms verdra? Daarom, kus die seun, dat hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie, want gou kan sy toorn ontvlam. Daarom, vriende, het ek begin met die liedjie, wat 'n vriend het ons in Jesus. Is hy vanmôre jou vriend of jou vyand? Is hy jou redder of jou regter? Kan jy vanmôre sê, met groot sekerheid, uit genade is ek gered, deur die geloof, dit nie uit myself nie, dis die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat ek nooit mag roem nie. Ag vriende, ons sien uit na sy koms, ons wat weergebore is, ons kan nie wag om ons Here in sy heerlikheid te sien nie, vir u wat hom nog nie ken nie. Die Here sê, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie. Vriende, groete vir u, mooi dag verder, tada.